As hy nou so, hier sit ons nou hier met die pragtige wêreld hier agter ons en dis die mooiste plek hierso. En ons het hierso die groot legendes hierso. Sian, Gerard en Master Joe, baie dankie dat julle hierso saam met ons kuier by uit die koekpluk vandag. Uitstekend. Baie dankie. Ja. Ons is nou die naweek deur 'n hele proses met die manne om gegrei te word. Vertel ons 'n bietjie hoe die dinge bymekaar gekom. Baie belangrik, jy weet ons die gradering vind plaas hierso in 'n wêrelderfenisgebied. Dis die Vredefort koepel. Dis die oudste en grootste meteoriet impakkrater wat jy van die buiteste ruim kan sien. Dit is 2000 miljoen jaar terug gebeur. Dis omtrent so 2 dae nadat ek gebore is. Maar uitstekende tyd. Ons bring bietjie die mense in. Ons is 5000 voet bo seespieël. So jy moet regtig die longkapasiteit is wat ons na kyk en om 'n ou bietjie te druk. En dit is nou al geskiedkundig. Dit kom baie jare. Sian, Gerard, hier kan jou vertel hoeveel jare is ons al hier besig om sweet uit te bring tussen die manne. Ja, nee, dis waar wat meester sê. Ek meen ek doen die sport nou al vir 39 jaar, gaan 40 toe. En hier's baie bloed, sweet en trane al op hierdie klippe en op hierdie grondpaaie gedoen met die swartbelt graderings en oefenkampe en voorbereiding vir internasionale toernooie, wêreldtitels en dis eindelose stories wat as jy kan vertel van wat al hier bereik is en jy weet net om in die natuur te wees en tussen hierdie wilde diere en dit maak ons sommer wild lekker vervaai. Ja, maar meester het nou gister gepraat van juis oor die lugdruk en die asemhaling. Dit is goed vir die ouetjies om hier in hierdie lugdruk te kan werk. Absoluut. As jy op hierdie hoogte kan werk en fiks wees, kan jy enige plek in die wêreld veg. Dit is verseker. Dis hoekom jy sal kyk die atlete, langafstand atlete van Kenia, daai plekke, almal oefen in die berge. Ja, dit is die groot ding en vir ons hierso professioneel het ons al 16 wêreldkampioene hier gemaak. So die plek is uniek en dan natuurlik graderings. Jou gradering is so belangrik. Jy weet die meeste mense besef nie eintlik nie. Baie sal net gaan gym toe, slaan 'n sak, skop 'n sak en dan is hy nou klaar. Ons voel anders te daaromtrent. Ons voel daar moet hand en voet koördinasie op verskillende vlakke gehanteer word. Daar moet sekere goed geken word en goed kan gedoen word. En deur al hierdie tegnieke kan jy dan 'n persoon identifiseer. Wat is werk vir hom? Want niemand van ons is dieselfde gebou nie. En dit maak die verskil. Jy weet hierdie ou, ons noem dit 'n lock in die hips, so hy kan nie plat split nie, al breek hy sy bene, hy sal dit nooit reg kry nie. Dis hoe die persoon gebou is. So deur al hierdie verskeidenheid van tegnieke wat hulle leer, kan ons dan identifiseer al ons topinstrukteurs soos Sian, Gerard hier langs my, dan identifiseer hy sy student en ons werk op sekere tegnieke wat vir daai persoon pas, absoluut vir sy fisiek wat hy het en natuurlik sy beweging en wat vir hom pas, gaan ons dan laat hy dit bemeester. Sodra jy dit bemeester, dan gaan jy verseker ervaring kry in die opsig van jy kry vertroue in wat jy doen. Ja. Nou as jy vertroue het in wat jy kan doen, dan doen jy dit. As jy nie vertroue het, dan sê ons altyd daai ding in Engels, né? He who hesitates is lost. En ons wil nie daai ding hê nie. Absoluut. Ja, dis die hoofsaak. Dis korrek, ja, en ek wil aansluit by wat meester sê is, met die gradering so doen ons syllabuswerk en jy weet, ou leer hierdie ouens om te beklei en uiteindelik om wêreldkampioene te word en so voort. Maar daar's ook van hulle wat nie in die ring wil klim en beklei nie, maar hy wil nog steeds afrig, hy wil nog steeds betrokke raak by die sport en as officials en judges en referees en selfs ook sy swartbelt eendag kry. En jy weet, net om homself te kan verdedig wanneer hy in 'n situasie kom. En vir daai ouens het ons 'n syllabus wat ons volg. Jy weet, al die tegnieke is gedokumenteer. Ons kyk na fokus, kyk na teiken, hoe hou hulle koppe toe. Het hy stamina, het hy uithou vermoë en jy weet ons toets hulle op al daai vlakke met reekse en handtegnieke en impaksakwerk en hoe hanteer hy situasies wanneer hy vasgedruk word op die grond en jy weet selfverdediging om daar uit te kan kom en homself net te kan beskerm en jy sal verstom wees, jy weet ek kom nou uit 'n agtergrond uit ook waar ek met van die kriminele gewerk het en 'n krimineel se agtergrond is hy
hy het nie daai mentaliteit van om jou aan te val nie, jy weet, want die oomblik wanneer jy jouself verdedig, dan draai hom in 'n hardloop weg. Soos hulle dit beskryf is, hy sê dis sy werk as hy dit so kan doen. Jy weet, om iemand te beroof. En hy kan nie seer kry, maar dan kan hy nie verder werk nie. So hy draai eerder om, hardloop om die hoek gaan beroof iemand anders wat 'n sagte teiken is. So ons leer hulle om daai selfversekering te hê en hulle self te kan verdedig in elke situasie. Wat ek wel opgetel het hierdie naweek was, jy kry nie hier 'n participation medal nie. Dit is nie en ek hou daarvan, want ek dink ons is in die moderne wêreld so vasgevang dat as jy net opdaag, gaan jy met 'n sertifikaat huis toe en 'n volgende gradering. Meester, julle as hy nie reg is nie, dan maar daar's 'n rede agter dit dat julle dit so doen. Ja, verseker. Werner, kom ek sê vir jou, die absolute deurbraak tot 'n mens kennis om daai persoon homself te leer ken, is te besef, jy kan 'n fout maak, maar dan wil ek wys, weer ek kan dit regmaak. So as ons die persoon dop, en hy kom nie terug weer nie, dan moet hy wegbly. Want hy het dan nie die deursettingsvermoë om terug te kom om te wys, nou kan hy nie. Ons het ouens wat 2-3 keer al gedop het, maar dan kom hy terug. Maar ek moet dit vir jou sê, as hy dan terugkom, nee, dan is dit 'n hele ander persoon. En hy weet nou, hy het sy foute reggemaak en hy gaan regtig nou alles doen soos wat dit moet wees. En dis wat jy wil hê. Jy kan nie hierdie giveaway, soos ons sê, in enige opsig, in enige educational programs of waar jy ook al is, net sommer omdat jy nou opgedag het kry. Ja. Nee, daar moet selfdissipline. Dis nommer 1. Selfdissipline, as jy dit nie het nie, is dit net nie daar nie. Ja, en ons het dit gister gesien met die gradering. Jy weet waar die ouens wat dit nou ongelukkig nie gemaak het nie, jy weet, hulle het dit geweet. En hulle erken dit ook na die tyd. Hy was nie op top op die piek van sy game, as dit so kan sê nie. Jy weet, hy het 'n kans gevat om te kyk waar hy kan hy dit dalk maak. En jy weet, hulle het geweet. Maar nou het hy measurable. Hy kan nou teruggaan en sê, ek is hier, maar ek is nie waar ek moet wees nie. Maar dit gaan ook nie om 'n perfekte fighter te maak nie, want dit is nie wat julle hierso, julle het hulle gegradeer omdat hy moet 'n perfekte skop en 'n perfekte dit gaan meer oor sy attitude. As ek reg sê, dit is en dit is hoekom julle hierdie ouens, hulle het gister hier in hierdie berge in en hulle dit gaan oor jou guts, dit gaan oor jou attitude, dit gaan oor al daai goed. Dit is vermoë. Ja. Korrek. En jy weet, daai hardloop teen daai berge uit in hierdie dun lig en dit vang 'n ou, jy weet, en jy kon sien van die ouer manne met die knieë en die goeters, hulle daar agter rond gehardloop, maar nog steeds. Hy het nie opgehou nie, hy het nie opgegee nie. Hulle is teen daai sementblad op en af. Daai tegnieke gedoen wat hulle moes doen, opgesprint tot bo. En dit gaan alles oor, jy weet, hoe ver kan jy jouself druk en het jy daai deursettingsvermoë om 'n sukses te maak en 'n sukses te word in jou eie lewe. Yes. Want jy weet, alles is quick fix deesdae. Ons sien dit met tegnologie, alles. As 'n ding nie meer werk nie, gooi hom weg, koop 'n nuwe een. Jy weet, in plaas van om deur te druk, maak reg wat verkeerd is. En jy weet, pluk die vrugte van jou hande weg. Maar interessant genoeg, 'n mens kyk nou na fighting en alhoewel jy alleen in 'n kruit gaan klim, word hulle hier geleer om kameraadskap. Hy word hier teamwerk geleer. Hy het nie vooruitgehardloop om te kyk wie is die beste ou en hy kom aan die ander kant uit of hy gaan doen sy gradering en hy word een kant gaan. Dis alles span en jy gaan terug en jy gaan haal daai ou en jy soveel as wat dit 'n alleen game is, as jy nie in 'n alleen sport nie, jy moet leer om jou maat te gaan optel. Ja, absoluut. As jy kyk jou trainer, dan het jy ook jou seconds, die twee ouens wat help in die hoeke. As jy nie 'n kameraadskap met hulle het nie, dan voel jy totaal eensaam. So ons werk as 'n span saam. Ons sê altyd, jy weet, hoe meer jy alles bymekaar bring, hoe meer is jou sukses. En as jy kyk na die wilde diere self ook, dan kyk jy waar daar rooibokke is en waar die hoeveelheid kleintjies aankom en almal werk saam, almal werk op een manier, dan is die oorlewing ook baie sterker. So dis waar ons na kyk. En sodra ons dan kom op 'n vlak waar ons sien hierdie persoon is waar hy kan gaan, dan stop ons nog nie. Dan vat ons om spierdigtheid te toets. Want nie enige spier kan skok vat nie. 'n Soepel spier kan skok vat. So jy moet kan kyk na die spierdigtheid. En dan die tweede vlak, ons kyk na sy longkapasiteit. En dan toets ons sy longkapasiteit. Dan weet ons as trainers, hoe kan ons hierdie ou pace binne 'n fight? Moet hy nou gaan, moet hy terughou, moet hy nou gaan, moet hy gaan, want ons verstaan sy dinamika.
Dit is belangrik. Dis hoe ons gaan. Dan is jy op 'n professionele vlak. En dis waar ons na kyk. En al het hy spierdigtheid en longkapasiteit en alles, maar hy kan nie onder druk dink nie, gaan hy dit nog nie maak. Korrek. Jy moet kan onder druk dink en dit is waar ons sport kom. Die 5 elemente, 5 verskillende maniere wat ons hierdie ding aanpak, is uitstekend. Ons gebruik boks, ons gebruik judo, ons gebruik stoei, ons gebruik karate, wat nie in die handtegnieke is wat onderwerk, maar alles bowerk. Kyokushinkai was hande bo en natuurlik 'n boks. Jy weet as jy in ballet het 'n verskriklike goeie balans en soepelheid en koördinasie. So ons gooi daai goed bymekaar. As jy kyk na 'n pirouette byvoorbeeld, is dit by ons 'n spinning heel kick wat ons net gebruik. En in Japanees noem ons dit die shuruma washigeri. So ons gebruik daai tegniek. So ons skakel van die goed oor in absolute tegniek. Nou ek voel en al ons instrukteurs kan sien waarheen beweeg die suksesse, is as jy iemand vang met iets wat hy nie gesien het in sy lewe nie, dan is dit amper of jy die hou gesteel het. En dis 'n harde hou. Ja, natuurlik. Ja, en om terug te kom na die kameraadskap, toe meester beskryf dit altyd so mooi. Jy weet, vir jou om 'n vuis te maak, het jy al 5 jou vingers nodig. En jy weet, as jy nie al hierdie mense om jou het wat jou sterk maak, dan het jy niks. Sonder een van hulle het jy nie 'n vuis nie, kan jy nie beklei nie. Jy weet, en ons het nou 'n opleidingskursus gedoen in die Noord-Kaap ook, en een van die ouens wat daar gesit het, en hulle het nou onlangs by ons ingeskakel vol by ringkontak, en sy naam is Jaco, en Jaco sê vir my, weet jy, die familie en die kameraadskap onder die mense by die toernooie, jy weet, hy was by Jungle War, toe is daar 'n kind wat nie 'n coach het nie, en die kind moet nou in die kruit en klim, en dis van 'n ander klap af, ander provinsie, en toe spring hy in, help die kind, trek hom aan, druk hom in die kruit, coach hom van die kant af. Jy weet, want ons almal werk as een familie saam na een droom en ons bou aan een sport. So vir ons is dit belangrik om daai kameraadskap te hê, en hierdie ouens wat nou die gradering gedoen het, om mekaar te druk, om mekaar aan te moedig, en jy weet, net daai ekstra bietjie te doen vir die persoon langs jou, om dit 'n sukses te maak, en op die einde van die dag vier almal saam hulle gradering, hulle vier saam dat hulle belde gemaak het, en jy weet, dis net daai lekker gevoel om jy weet te sê ons het sukses bereik. Absoluut. Ek wil op dieselfde asem net gou vra, laat die mense net verstaan hoe werk, want ons praat nou van meester, ons praat van Shian, ons praat van sensei, en ons praat van die gewone student. Net vir die mense net so in kort verduidelik wat behels dit, dat ons die terminologie vir hulle ook in die proses leer. Ons het 3 vlakke op ons laer belde. Ons het 'n beginnersvlak, ons eerste 4 belde, wit, rooi en 2 blou belde. Dan het ons 'n advanced of 'n gevorderde vlak, waar ons geel en groen belde het, 2 van elk. En dan het ons oop divisie, dis ons bruin en ons swart belde. So wanneer jy by bruin en swart belde kom, kan jy wit en swart beld kry. Ons noem dit ons leerlinginstrukteurs of ons oshidoshi's. Wanneer hulle daar kom, leer ons hulle om instrukteurs te word. Dan doen hulle leerlinginstrukteurs kursusse, en ons lei hulle op om klas te gee, en jy weet, om situasies te hanteer in hulle klubs, en dan word hulle swart belde eerste danne, en dan word hulle senseis. So senseis is van die eerste swart beld af, al die pad op tot bo by 4de dan, en dan van jou 5de swart beld af word jy 'n Shian, en dan die Shians gaan op tot by 10, en dan word jy 'n meester. Okay, so is 'n proses om daar uit te kom. Is natuurlik die founder hiervan, maar meester om terug te bring, daar is toe jy daai tyd die proses van RCFA begin het in die vroeë jare. Ek wil meester moet net vir ons 'n bietjie geskiedenis gee, maar is alles gefondeer op dissipline? Ja, kom ek sê dissipline en erkenning, maar jy moet besop daai ding van erkenning, sê ons altyd, weer regtig versigtig wees. As jy vir iemand te gou sê hy doen dinge te goed, dan veroorsaak jy 'n ander situasie. Correct. Dan begin die kop swel, en ons sê altyd hoe groter die kop, hoe makliker word jy raak geslaan. En dit is die situasie. So jy moet slegs vir 'n ou sê dis goed as dit werklik goed is. Moenie hom te gou motiveer nie. Dit is 'n absolute situasie. Maar om terug te kom na die sport, ek het vroeër jare geboks as 'n kind. Ek het judo gedoen, ek het stoei gedoen, ek het geballet, ek het al hierdie goed gedoen. Ek het Kyokushinkai, karate gedoen. Uitstekende styl. 'n harde styl is bare knuckle fighting, maar jy mag nie daai tyd vir die gesig slaan nie, en slaan die lyf en jy kan die kop skop, maar dit is geen padding nie. So jy dra geen padding, en dit was 'n harde ding, maar ek het baie van dit gehou.
Shean Len Baans was my afrigter in die Kaap. Uitstekende instrukteur gewees, moet sê. Saam met van die beste ouens geoefen in die wêreld. Kenny Uitenbogart, Trevor Tucker, Lucky Paisy, Aoki, Nakimura. So ek kom 'n lang pad met dit. Maar die leemte vir my was die ouens slaan nie die gesig nie. Nou as jy die gesig slaan, dis die eerste ding wat in die straat gebeur. As jy jouself moet verdedig. Ou slaan jou gesig of skop jou tussen die bene of dit. So jy moet daarvoor kan reg wees. En as jy dan nou grond toe gaan, wat doen jy? Verstaan jy moet grondwerk wees en daai tipe van goed. Toe besef ek die leemte en ek besef toe dat hierdie ding wil ek vorentoe vat. En Suid-Afrikaners is mos maar geneig om te dink, weet ons kan dit nie doen nie. En dit is absoluut verkeerd. Toe besef ek ons moet iets ontwikkel wat regtig ons vorentoe kan vat en bewyse kan lewer. Toe ontwikkel ek die styl ring contact fighting art wat uit die 5 elemente bestaan. Natuurlik jou stoei, boks, karate, judo en ballet. En daai ding sit ek in syllabus om en verskillende standaarde in beginners, advanced en open soos wat Shean jou nou net verduidelik het. Maar daardeur moes ek nog beklei om te bewys. Toe beklei ek oralste en doen oralste wat ek kan beklei. Toe word ek wêreldkampioen en toe sê hulle ja, maar omdat jy nou dit word, jy's 'n individu. Toe sê ek nee, wag, ek sal ons oefen. En toe oefen ons manne en toe maak ons 16 wêreldkampioene in verskillende organisasies. WKO, WKA, ISKA, WACO, al die organisasies. Toe bewys ons van Suid-Afrika se kant af dat ons kan die bestes in die wêreld beklei. En toe vat ons nog verder. Toe sê ons nee, ons gaan na die ISK World Championships waar hulle punte karate beklei, waar hulle nie mekaar hard slaan nie. Ons gaan die Battle of Atlanta toe en ons is dit nie gewoond nie, ons is kontak gewoond. En daar kom ons vat 33 ouens na die USA Opens toe, kom terug met 24 kampioene. Ons gaan daar aan, ons het soveel dat ons naderhand nie weet waar moet ons die trofee sit binne die weet want almal kry ons vreeslike trofees dan daai wêreld want hulle kan dit bekostig. Ons weet nie eens waar om die trofees te sit as ons in die vliegtye inklim nie. En so ons het naderhand besef, kyk, ons het nou klaar bewys wat ons wil bewys. Maar wat ons nou verder wil doen is dat ons hierdie styl wêreldwyd kan vat. En so het ons kontakte gemaak met die ouens in die buiteland. Hulle hou van ons sport, hulle hou van ons manier van dinge doen en daarvolgens het die ouens begin inval op 'n affiliasie situasie. Nou as ons sê affiliering, sê ons hulle doen nie die syllabus nie, maar hulle veg op ons reëls en regulasies, want hulle hou van ons reëls en regulasies. En soos jy nou sien het ons die Supreme Fighting Artist, dit gaan wêreldwyd baie groot aanhang vat, want jy moet nou natuurlik, jy moet kan boks, jy moet kan grondwerk doen, jy moet kan low kick skop, bene skop soos die ouens doen in Muay Thai en al die plekke in Kyokushinkai, kan dit doen en natuurlik dan, as jy daai vlakke kan wen, dan is jy eintlik 'n Supreme Fighting Artist. Ja. Dan kan jy werklik waar sê ek kan beklei, want ek kan op al hierdie vlakke beklei. Dit maak 'n groot verskil. So ons druk dit hard, ons klein studente begin al daar op werk, ons juniors werk, maar op 'n semi-kontak basis. Want ek glo vas, jy weet, as die groei tempo van 'n kind nog daar is, wil ons nie nou bene seermaak, joint seermaak, jy weet. Jy moet kyk na daai ding en dan bou ons die ouens en net sekere ouens sal ons selekteer om daarin te deel te neem en soos wat dit dan vorentoe gaan, so sal ons dit in die wêreld invat. En soos jy gaan sien die wêreldkampioenskappe wat ons aanbied, dis ons eerste ring contact fighting art world championships. Reg oor die wêreld kom mense nou om deel te neem op daai vlakke en dit word gedoen by die Emerald Casino in Suid-Afrika. Dit is, weet ons is so opgewonde. As ons kyk na Jungle War van laas jaar, ons hoeveelheid mense wat ingeskryf het reg oor die land, Namibië, Zimbabwe, weet al die ouens het ingekom en ons gee hulle daai kans. Ons wil Afrika vorentoe vat. Korrek. Ek dink ons sit te lank met ontsettende talente in Afrika, maar die ouens het nog nooit die kans gekry nie. Nou Ring Contact Fighting Art maak daai kanse oop. Ons is geconnect reg oor die wêreld met topmense wat weet hulle kan en ons weet hulle kan. So in die mense vertrou ons deur al 1984 het ons internasionale erkenning gekry vir die sport. 1987 nasionale erkenning gekry. So as ons dan nou kyk waar in die sport beweeg, ons is nou al oor 40 jaar, né? Ja, absoluut. So dit maak dit lekker. Dit maak dit fantasties. Om 'n sport vir 40 jaar te kan voortbou, dan moet jy weet daar's suksesse.
absoluut. En Sian, self, ek meen die 40 jaar, baie van die 40 was jy deel van, jy kom bitter baie jare saam in die, en gee ons net so 'n kort geskiedenis van waar jou journey begin het met die RCFA. Okay, so my journey het begin in die vroeë 80s, het ek as 'n jong seun begin boks in Venterspost, daar in die Wesrand. En jy weet, ons was basically gebruik as slaansakke vir die kampioene in die boksklub, en jy weet, op 'n stadium het ek en my broer net besluit, want my pa ook was jarelank het hy geboks en jy weet, ons het toe besluit, nee, ons wil nie meer boks nie, jy weet, en hoe meer as my pa vra, hoe meer het hy gesê, nee, ons gaan boks, en toe het Sensei Marius van der Merwe ringkontak klappe begin in Western Area, en toe ek het sien, toe sê ek vir my pa, dis wat ek wil doen, en weet, ons is 4 kinders, en ons het saam ringkontak beginne doen, en my pa het vir my gesê, daai tyd, jy kan het skuif van boks af, soontoe op een voorwaarde, jy hou nooit op nie, so hier sit vandag nog steeds. En hoeveel jaar is dit nou Aldosa? Amper 40 amper jaar. 40. Ek het 1986 begin met ringkontak fighting art, en jy weet, gegroei deur tussen die range deur, en beklei, en uiteindelik ook 'n span gemaak, en internasionaal beklei. My laaste gevegte was op die Battle of Atlanta in 2016, internasionaal, en tweede gekom op die Battle of Atlanta, onder al daai manne daar, onder andere van die war veterans daar beklei, en dit was nogals iets besonders, en jy weet hoe die mense daai internasionale martial art skap onder mense, jy weet, hoe almal na die tyd met jou kom praat, en foto's van jou saam met jou wil neem, en met jou gesels, en jy weet, hoe jy in ander lande gesien word as 'n celebrity, en maar nie in jou eie land. Dis hartseer, hoe ons, jy weet, ons sport in die land, jy weet, kom ons sê dit maar so aan die agterspeen moet sy. So ja, my journey is, en jy weet, ek sit nou as die nasionale president van RCFA Suid-Afrika, en ek dien ook as 'n direkteur op die internasionale board, en jy weet, ons is besig om op te bou met ons Jungle Wars na die wêreldkampioenskappe toe in April volgende jaar, hier in die Emerald Casino, soos wat meester gesê het, en jy weet, dis vir ons nog altyd daai droom, om daai droom te verwesenlik, om ons sport, wat eie eg Suid-Afrikaans is, internasionaal bloot te stel in die wêreld, en hulle kom hiernatoe op ons voorstoep, en kom beklei op ons reëls, en jy weet, ons het 'n passie en 'n dryf wat ons uitleef, en uitdra na die wêreld toe daarby. Eg Suid-Afrikaans. Eg Suid-Afrikaans. Meester, ek het nou gister gesien, he's all shapes and sizes, van die ou manne met moeilike knieë, die dogters wat hierso kom, en hy's jong seuns wat hy is. Ek dink daar's 'n groot persepsie daar buite, dat die oomblik as jy sê martial arts, of jy sê kickboxing, of jy sê iets van is daar hulle sien hierdie donker hoek waar ouens mekaar half doodslaan, en kyk wie kan die hardste slaan, maar ons wil graag studente hê wat nuus wat inkom, wat hierdie program kyk en sien RCFA. Ons is nie net hier om te boelie nie. Dit is nie boelie nie. Dit is eintlik nie boelie nie. Jy word beskerm. Jy het die nodige equipment, maar jy word ook geleer om dis nie 'n donker sport nie. Nee, verseker, jou groot saak hier is my heel eerste ding met die opvoeding van ring contact fighting art is om die persoon hand- en voetkoördinasie te leer. En jy sal regtig verbaas wees om te sien soms 'n kind, jy gooi 'n bal vir hom, dan kan hy nie eens ontvang nie. Jy weet, daai tipe van ding, ons wil daai ding verbeter as die persoon. Nie om te leer om ander mense seer te maak nie. Ons is daar om sy hand- en voetkoördinasie, opletvermoë, selfdissipline en selfvertroue. Dis vir ons aspek wat ons regtig op konsentreer om die studente ontwikkel op daai vlak. Maar jy weet wat dit nou eintlik vir ons baie pyk maak, Werner, is die kwessie ook jou pot gooi wat jy het, koekblik. Dit is vir ons gesê om 'n vuist te maak, kort jy al jou vingers. Ja. En daar kom jy in met 'n verskeidenheid van goed. As ons kyk wat het jy al gedoen en vir sportmense in jou program. Dis uitstekend. Dis hoe ons na die wêreld toe gaan. Tegnologie help ons om dit wel te kan doen. En ek sê vir jou baie dankie. Ja, dankie. Baie dankie, meester. Maar die meeste mense, julle moet maar inskakel op Koekblik. Julle sal verbaas wees wat se standaarde handhaaf hierdie manne.
uitstekende mense om saam te werk. Wat ek wel kan sê is, as jy jou student kan kry, dat hy sy hand en voet koördinasie kan regkry. Dit alleen is al 'n prestasie. Ja. En jy kan sommer sien, die kind helder op, né? Ja. En dan werk jy op sy self dissipline, hy moet daai tyd daar wees. Jy weet hoeveel keer het jy al gesien in vandag se lewe, jy sê dat jou vergadering is 8 uur, dan kom jy ou eers 9:30 daar aan, want hy was besig. Dis nonsens. Ja. Jy het nie respek vir daai persoon nie, en jy het nie respek vir jou tyd nie, en vir jouself het jy nie respek nie. So selfrespek is belangrik. So ons is daar vir 'n totale opvoedkundig. Dis baie opvoedkundig. Dis nie net om ander mense te slaan of te slaan nie. En daaruit sal daar ontwikkeling kom wat ons dan op ander vlakke sal kan hanteer. En natuurlik het julle uit hierdie dinge, dis nie net die geveg nie, daar julle het wapens. En nou oomblik as jy nou sê wapens, dan sê die ouens, o nee wag, ek gaan nou net hierso stop, maar sien daar's wapens wat hulle kan doen, en daai wapens is beskermde wapens en jy's beskerm. So dit verduidelik net die wapenkonsep dat die ouens nou nie dink ons slaan nie mekaar met ou geroeste eisters hierso. Ek gaan net nou vir jou verduidelik, ek wil net aansluit gou by wat meester gesê het. Ek het studente wat by my oefen wat geboelie word op skool. En vandat hulle meer daai bietjie selfvertroue gekry en hulle man staan nou, het die ouens hulle opgehou boelie. So die ouers is gaande daaroor en hulle adverteer dit wyd en suid en so kry ons net baie meer studente. En om terug te kom na die wapens toe, jy weet, dit vorm al deel van ons syllabus van die begin van ons sport af. So jy weet, ons maak 'n deel van ons graderings. Ons het 'n bou wat 'n 1.6 meter stok is 'n boustaaf. Ons het nunchakas, die almal ken 'n nunchaka sticks, daai kettingkies tussen die twee stokkies. En dan het ons battens, ons het tongvas, ons het 'n saai, kamma, 'n bouken wat 'n bamboe swaard is en dan 'n samurai swaard en 'n mes wat ons die mense in afrig ook. Ons studente neem deel in kompetisie met daai van die wapens, nie almal nie. So die wapens waarin hulle mee deelneem is die bows, maar dan sy padded, hy het 'n beskerming om die stok en hy's oorgetrek waarmee hulle mekaar slaan en dan punte kry. En hulle moet, jy weet, dis nie net vlieg weg en slaat mekaar tot aan die einde nie. Jy weet, as jy jou wapen breek, verloor jy jou geveg. As jy jou wapen verloor jy jou geveg. En ons kyk na excessive force en jy moet elke keer jou wapen, soos ons sê, reset. As jy dit nie doen nie, kan jy nie punte kry nie. So hulle neem deel met bows, met padded en chakas, dan ook met battens. En die battens kry groot aftrek. En dan, omdat ons eie Suid-Afrikaans is, het ons ook na ons tradisies gaan kyk in ons land en ons het African stick fighting ook ingebring. So, jy het nou 'n bou in jou een hand met 'n skild oor en jou ander hand 'n batten en dis die enigste van ons wapens wat die ronde het nie, jy stop nie tussenin en gee punte nie. Jy weet, dis 2 minute aan jou lopend en jy jou officials langs die kant hou skoor met die klikkers en dan aan die einde kyk ons wie die meeste punte gekry en hy wen natuurlik. So dit kry baie groot aftrek. Die mense is gaande daaroor. Dit is baie hard om vir 2 minute lank aan mekaar te slaan met daai wapens. Maar die ouens is beskermd. Jy weet, dit is verpligtend dat hulle die vroumense borsbeskerming dra en almal moet groin guards dra en dan dra hulle almal kopskerms wat 'n grid het voor op die gesig om die gesig te beskerm. Maar dan die res van die lyf is vir maar dit is ook die wapen self is so, ek wil dit amper vir die mense om dit maklik te maak, amper soos die pool noodle spons wat om dit is. So dis nie net as jou kind nou die battens verloor en dan gaan hy met 6 blou kolle huis toe nie. Hy kan werklik waar dit geniet sonder om seer te kry. Weet jy Werner, dis korrek, want met ons battens, omdat daai ding so padded is, jy kan jouself so hard slaan as wat jy wil met hom. Dis nie seer nie, hy maak 'n verskriklike klapgeluid. En ons vind dat wanneer die studente inkom, hulle wil nie noodwendig aan die ring klim en beklei nie. En nou sit ons hulle eerste in op battens. En as hulle mekaar eers begin slaan met die battens, dan voel hulle maar dis nie seer nie. En sy kop is beskerm want hy's toe agter hierdie skerm. En dan begin hulle, jy weet, gemaklik raak en dan voordat jy ooit vir dan sy in die kruit dan beklei hy en jy weet dan groei hulle in die sport. Ja, dis wonderlik. Meester die hele RCFI ons is hier by meester se plaas hierso, dit is fenomenaal, maar meester se hele lewe loop om die conservation, as ek dit nou in Engels kan gebruik, van diere, en soos ons al gesels het oor hierdie naweek,
elke ding wat die natuur doen, het meester gegaan en teruggebring en het bring het relatief terug tot mense lewe. En dit is wat hierdie conservation, maar dit is baie groter as net 'n klomp diere wat hier rondloop en gras vreet. Absoluut. Werner, ek het die boeke is op mark soos jy sien nou vir 2 maande op Amazon, word verkoop in Amerika as wel ook in Europa. Ontsettend. Ek is baie geseënd. Die boek hardloop. Die boek se naam is Strength Can Be a Weakness. Nou wat ek saamgevat het is 25 jaar se navorsing op 33 diere. Nou die eerste 11 diere het ek nou gevat op die eerste boek wat nou uit is. Volgende jaar Junie sal die tweede boek uit wees en dan volgende jaar Desember sal my derde een op. Dit is 3 boeke om al 33 diere saam te vat. Dis hulle bestuursvernuf. As jy kyk hoe elke dier kan bestuur. Nou ek het met baie doktorale persone al gesels, het nog nooit in hulle lewe geweet so iets kan gebeur nie. So die navorsing wat ek gedoen het is vir hulle absolute ons sê eye-opener. Daar's nou universiteite wat my boek gebruik. Daar is nou ook baie besighede wat die direkteure laat die boek gebruik en sien waar pas hy in en hoe kan hulle dit as 'n vas gebruik in hulle besigheidsin. Jou groot ding is wat die mens nie besef nie is die dier het hom alself beskerm vir baie jare. Hoe werk sy absolute trop gebruik of individuele dier of is hy 'n browser, grazer, mixed feeder of selective feeder? Hoe werk hy in die natuur en hoe oorleef hy? En hoe is dit van toepassing in die mens? Hoe kan ons dit gebruik? Jy weet die heel eerste ding wat jy sien in die diereryk is dissipline. Nou as ons kyk wêreldwyd is dit ons probleem. Dissipline, selfdissipline en daai goed. So die dier wys dit al vir ons jare. Ons dink ons is ver voor, maar ons is nie. As jy terugkyk na die dier in die skepping, dan kan jy eintlik besef, waar is ons nog? Ons is baie klein. En dit is vir my lekker om daai spesifieke goed te kan doen en dan vir die mense die blootstelling te kan gee. Wat is my navorsing gewees tot dusver? Maar dit stop nie daar nie. Jou groot ding is conservation of natural resources. En natuurlik ons ding wat ons moet doen is nie wat ons het vandag wat tel nie. Is wat los ons agter. Dis vir my die mees belangrikste ding. Wat los ons agter? En dit is waar volgens ons werk. Ek kyk na genetika en nie manipulasie van genetika nie, maar om die dier weer te kry in verskillende opsigte, laat hy terugkom waar hy was 50 jaar terug. Dis belangrik. Ons kan sien, ons kyk na konformasie, ons kyk na sy horinglengtes, maar nie, hy moet in ekstensiewe omstandighede kan leef. Met ander woorde, hy word nie gevoer nie. Hy is 'n dier wat oorleef in die ekosisteem. So ons moet kyk na dit en sien hoe kan ons dit verbeter. Die leeu's, die cheetahs, baie beperkte genetika die cheetahs, maar as ons kyk na leeu's, is daar baie werk wat ons moet doen by leeu's. Ons kan kyk na luiperds, maar hulle is nogal redelik daar. Dan kan jy round antelope, jou selective feeders. Daar is sulke goed wat ons moet na kyk om hulle terug te kry waar hulle moet wees. En jy moet besef, daar's 2 faktore wat 'n groot rol speel in die beskerming. En ons moet regtig, en ek gaan dit noem, ek doen dit internasionaal, ek praat by baie funksies reg oor die wêreld. Jag het 'n groot plek in die diereryk. Maar dan praat ek van responsible hunting. Sodra jy 'n meetmetode inbring in 'n spesifieke in die diereryk vir jag, het ons 'n probleem al vir 60 jaar. Die grootste diere en die beste diere word doodgemaak omdat hy die grootste horings het. Ja. Nou my jesem, hoe gaan ons nou 'n stoetbil van 'n ou met 'n bees doodmaak om vir hom 'n mediocre bil te gee? Kom ons kyk na die logika daar agter. Is ons werklik nou besig om die natuur te beskerm of wat is ons besig om te doen? So as ons praat en ek noem dit reguit, baie mense in Amerika gebruik my want ek sê wat ek wil sê. En as ons praat van SCI, Safari Club International, ons praat van Roland Award, Measure Method, Boone Crockett, Measure Methods, almal het dit. Nou nommer 1, dan wil die ou die grootste ding doodmaak. Waarom wil jy dit doen? Ek sê as jy die oudste dier wat uitgeskop is, wat al reeds eenkant is, sy genetika is reeds in die troppe. As ons dit sou jag, uitstekend. En in my mikpunt is, wil ek nie daai dier wat ek doodmaak sê, dis 'n trofee nie. Want ek glo nie as jy ding doodmaak is dit 'n trofee nie. Ek sal sê, dit is vir my, I'm a collector. Ek is besig om diere te collect.
Dis wat ek doen. Vir myself en vir my huis. Maar ons moet kan kyk na die genetika en dit te kan beskerm. En ek glo as die mens daarom nou net werklik waar kan by mekaar kom hier omtrent, gaan ons vir die nageslag diere kan teruglaat en agterlaat wat werklik soos wat hy moet wees, daar hê. En dit is selfsugtig van ons om dit nie te doen nie. So ons moet regtig ernstig kyk na hierdie saak. En dan gaan ons daai topkwaliteite kan hou, laat mens, ons kinders se kinders dit wel kan sien en ervaar soos wat ons dit ervaar het. Ons het nou gister het ons nou hierso op hy game drive hierso deur en ons is vreeslik bederf gewees. Hier's 'n verskriklike ryke hoeveelheid diere van 'n seekoei en 'n renoster en al die boksoorte en hier's baie verskillende spesies hierso. Maar daar's 'n sagte plekkie. Meester het nou die willehonde is natuurlik nou almal se soft spot hierso. Hulle dis 'n pragtige trop hierso, maar hulle word ook nie net aangehou vir kom ons kyk wat gebeur met hulle nie. Hulle word weer stelselmatig, selfs die leeu's word teruggevat en soos meester sê, hy word nou al weggehou van mense af eventually wanneer hy weer terug in die wild aan. Hoe werk daai stelsel? Kom ek gaan net gou die uniekheid gee van die Vredefort koepel wat belangrik is. Jy moet besef die impak wat ons hier gehad het, die meteoriet wat hier geval het was so groot soos Tafelberg. Hy het die aarde geslaan op 75.000 km/h en 27 km in die aarde. So die mense kan bietjie Google en kyk. Jou groot ding wat gebeur het, hy die kwartsiete het hy opgestoot en dis wat jy agter ons nou kan kyk in die berge. Daai kwartsiet absorbeer die son 'n dag en hy los dit in die aand. En die hitte, dit maak mikroklimate. Mikroklimaat gee vir jou verskeidenheid af habitat. Verskeidenheid van diere. So ons kan hoëveld en laafveld spesies aanhou. Nie in die hele koepel nie, net sekere gebiedens van die koepel kan dit wel plaasvind. En dit bring die plek op 'n unieke metode waar ons al hierdie soorte diere kan byhou. Om terug te kom, die willehonde is die mees kan jy sê bedreigde predator wat ons het in Afrika. En ek is besig om dit te herstel. So ons kry dit om vir hervestiging. So hulle jag op my plaas, hulle vang wat hulle moet vang. My leeu's ook, as hy selekteer 4 verskillende genetika, as ons kyk hoe hulle ontwikkel, dan vat ons hulle word vrygelaat hier by my. Hulle vang wat hulle moet vang, enige ding wat op die plaas is, kan hy vang. En sodra hy fiks en gereed is, dan sal ons hom hervestig in 'n area waar daar definitief 'n probleem is met inteling. In inteling kan jy baie vinnig sien. Jy weet, jy kan duidelik sien waar sit die manhare van 'n leeu. Hy moet nie net voor op die bors wees nie, hy moet oor die skouer wees vir padding. Sy rug moet in 'n lyn wees, sy agterbene moet in lyn wees met die voorbene. Jy moet kan kyk na sy grootte, die hoogte. Jy moet kan kyk sy movability, hoe kan hy beweeg. So dan kry ons die bestes by mekaar en daaruit kies ons dan nou selektiewe mannetjies. As ons net mannetjies gaan vrylaat, ons vorm 'n koalisie. Met ander woorde, kom ons sê 3 verskillende werpsels, vat ons 3 verskillende mannetjies, maar ons vat en sit hulle almal in 'n kamp as hulle jare oud is. Sodra ons sien die groot mannetjie jag wil hulle doodmaak, skuif ons daai mannetjies en ons kyk hoe vorm hulle 'n koalisie. Dis soos ons in die skool, né? Hierdie is my pel, is die grootste ou. Hierdie ons gaan nou vanaand uitgaan. As daar moeilikheid is, ek back jou, jy back my. Daai tipe van ding. En dit is wat presies gebeur met die leeu's. Nou jy moet besef 'n leeu, as jy 3 pelle uitsit in die wild, dan is dit absoluut chaos, want waar hulle gaan, veroorsaak hulle chaos. En dis wat ons wil hê. Sodra hulle dan 'n ander mannetjie in die hande kry, wat in are is, pak hulle hom en hulle maak hom dood. En hulle vat die hele pride oor, die trop oor. Nou maar, hoekom het ek 3 gebruik? Jou dominante mannetjie gaan die eerste wees as 'n vroulike dier in seisoen kom, sal hy die dekking doen. Okay. Dit gaan oor 3 tot 4 dae en daar kan koppelings plaasvind tussen 140 en 220 keer. So daar's nie 'n manier dat daai dominante mannetjie die tweede wyfie kan dek nie. So wat dan gebeur is, die subdominant sal dan oorvat. En so ook die derde een. So outomaties skuif ons dan nou 3 verskillende genetika binne in die trop, so ons prolong, soos ons sal sê, die intelingsprogram. En dit is wat ons moet doen. Wow. Want hoekom doen ons dit? Populasiegroei van die mens, né? Daai natuurlike migrasiepatrone is baie moeilik om plaas te vind, dat 'n nuwe mannetjie inkom in 'n area in en daai mannetjie doodbyt en oorvat.
Want wat die mannetjie doen, hy sal net sy mannetjies wat hy het in sy wat klein en jonk is 'n jaar wegjaag. Maar hy hou sy dogters terug. En dan gaan hy sy dokters, dan is daar 'n probleem. Inteling, En hy gaan weer dieselfde doen met daai kinders wat kom. So as daar nie 'n ander mannetjie kom is om hom te verwyder nie, dan het jy 'n probleem. Ja. So ons kan inskakel, die mens is op die aarde gesit om te bestuur. Dis wat ons daar is, nie om te verwoes nie. Dit maak 'n verskil. Ja. So al hierdie dinge van die natuur en ring contact fighting art is bymekaar, want ring contact fighting art gebruik alles wat ons het. Ons kop, ons hande, ons elmboë, ons knieë, alle die wapens wat die natuur ons gegee het, gebruik ons. So daar's sekere aanvalsmetodes wat ons gebruik, wat ons uit die diereryk vat. Hoe skuif jy in, hoe gaan jy, vat jy 'n kant, hoe beweeg jy, hoe is jou laterale beweging? Daai goed kom uit die natuur uit. Die natuur is daar vir ons. Ja. Ons moet net kan sien. Diegene wat kan sien, sal weet. En jy sal nie weet as jy nie kan sien nie. So dit is vir ons baie belangrik. Ja. Julle so deel van die fokus is tot RCFA het sy eie board game. Nou ons sal al hierdie goed wat ons nou praat sal ons nou met almal deel, maar daar's die diere en jy kan eintlik met die board game kan jy en dit is 'n vreeslike lekker kaart game en die kinders kan speel en hulle leer in die proses want ek dink 'n mens neem net aan kinders gaan weet, maar in hierdie board game leer hy maar dis 'n seekoei, hy's by gras, hy soek water, hy soek hierdie een is 'n dier, hy soek meer net sand, hy kom nie by water nie. So julle RCFA game is net die board game is net so fantasties. So Dis korrek, ja. Die board game is ontwikkel deur Sensei Kobus en Sensei Frik en hulle het die Fight for Wildlife gedeelte gevat en al die wilde diere met al hulle beskrywings soos wat jy nou gesê het, jy weet hulle habitat en waar hulle wat hulle eet en hoe hulle voortbestaan en sy grootte en jy weet hoe sy effektiwiteit is as hy in 'n fight kom. En dit het hulle teruggetrek na ons sport toe en al 5 ons modus wat ons in ons sport het hulle nou in die game geïnkorporeer. So jy leer nou die reël van die fighting gekombineer met die reëls of die natuur, ja. Ja, so en die diere wat jy nou mee speel, jy weet, dis nie noodwendig om te sê as jy 'n leeu trek jy gaan hierdie fight wen. Want 'n leeu kan nie in water oorleef nie. So die oomblik wanneer jy water trek as die gevegsarea, dan die leeu moeilikheid. Hy kan nie in die water so beklei nie. Ja. So en dit maak die speelveld net Ja. Ons gaan deel van die program gaan ons maak dat ons gaan die game vir die mense kan die games aankoop en meester se boek ook aankoop. Daar's 'n boek oor die voëls ook van die area, so ons kan daai ook dan uitgee, maar ja, ons sal dit definitief opsit dat die mense deel word van dit en deel word van ons sport hierso. Ja, baie dankie. Ons hoofsaak hier is ring contact fighting art is nie net daar ontwikkeling van die individu nie, is ook natuur. Ons het ook 'n non-profit NPO en waar vir ons mense geldelike situasies inbring. Ons affiliasies, ons graderings, prorate van al daai geld gaan vir navorsing wat ons doen in die natuur en aan navorsing om genetika te kan verbeter in die dier. In natuur en habitat herstel, al die tipe van goed wat die natuur vat. So ons sport is regtig 'n sport wat in Afrika ontwikkel is en wat omgee vir Afrika. Reg Suid-Afrikaans. Ja, en hulle het ook hierdie sagte plassies soos hulle dit noem. Ja. Van die wille hond gemaak. So 'n Savos is ook beskikbaar daar buite en dit dra by tot en daar's net 'n beperkte hoeveelheid van hulle. So jy kan ook nie nou wag tot volgende jaar Desember om een te koop nie, maar dan gaan net 'n sekere hoeveelheid van hulle uitkom. Met So 'n sertifikaat. Ja. met 'n sertifikaat saam. Dis 'n pragtige een. Hulle is so sagte en ek het nou heidaglik een hou ek daar by my vir die koekblik wat ons gaan gebruik, maar die kinders staan so hulle is reg om dit om te wil speel. En sê ek nee, jy kan nie. Hy's nommer soveel van die hoeveelheid. Meester, ons gaan so op die koekblik gaan ons so in tyd om te kom nou vir mense bietjie wys van die conservation en 'n bietjie meer van die diere en die dinge ook wys dat hulle kan verstaan wat meester gesê het. Maar dis wonderlik wat julle hier doen en die plaas wat julle het en ek dink die hart waarmee julle kom is vir my die beste. Ek het nie die naweek enigstens gevoel
een ou is meer of een ou is minder as 'n ander ou nie, en julle fokus is baie sterk om almal there's a place for everyone. Dis korrek en jy weet ons doen dit met 'n dienende gees. So jy weet ons is hier om mekaar te dra en mekaar te help, maar nog steeds in respek. En jy weet ons een ou is nie beter as die volgende ou nie. En maak nie saak of jy 'n hoër beld het as die volgende ou nie. Jy weet ons is daar om mekaar te help, mekaar vorentoe te vat en vir mekaar te dien. So dis wat ons doen. Ja. En meester daai die ouderdom is een ding, maar dit is nie by meester betrokke nie, want ek sien gister daar so verskriklike bult daar. Hy kom vir ewig en altyd. Maar meester staan nie net en sê nee, maar al die studente moet hardloop en staan bo nie. Hy was self 'n paar keer af onder toe gewees en self saam teruggedraf. Ja nee, ek is geseënd in baie opsigte. Ek hou daarvan om fiks te wees, fiks te bly. Hulle sê, jy weet, ons het net een liggaam, so ons moet na hom kyk as ons kan. Ja. En ons doen dit in die tyd wat ons het. Dis baie belangrik. Ja. Dis baie belangrik. Ja. So aan die einde van elkeen van my koekblikke dan is dit nou my koekblik oomblik, en ek sê altyd as jy gaan kyk na 'n koekblik, daai ou staal koekblikke, hy was so verskriklik moeilik om oop te kry, en 'n mens en jy het hom as 'n kind nou is dit nou makliker om hom oop te kry. Seker maar moet jy self die koekies insit, maar jy het altyd so gesukkel om die koekblik oop te kry, en as jy hom dan nou oop kry, dan is dit daar hierdie magic binne in dit. En so my oomblik wat ek het is wanneer ek die koekblik oop kry, en dit is nou julle twee wat voor my sit, en ek my reflection op die koekblik is well done vir wat julle doen, en ek is trots om deel van julle te word nou, en die familie in te kom, en dit is vir my lekker om te sien wat julle doen, want dit is so inspirerend, en dit is ek kan sien wat dit aan mense se lewens doen, en julle positiewe uitkyk. Meester se ek het nog nie gesien dat hy grumpy is nie. Daar is seker tye wat 'n ou grumpy word, maar hy lag altyd, en daar's altyd 'n lag, en Sian, jy ook, wat jy's net altyd op 'n foon beskikbaar, en ek dink ons land is in 'n beter plek. Die wêreld is in 'n beter plek met twee manne soos julle wat werklik waar uitgaan en nie alles vir hulle self wil hou nie, maar sê hoor, kom wees deel van dit. En meester die plaas is ek praat altyd oor legacy, en 'n legacy is nie om twee huise en 2 karre en jou ou CD kolleksie vir jou kinders te los nie. 'n Legacy is iets wat jy los vir jou nageslag, en ek dink jy het dit goed reg gekry om waar hier oor 30 jaar of 100 jaar gaan iemand 3 ander ouens hier so sit. Sal hulle onthou wat hier gebeur het. So baie geluk, en dankie dat julle deel is van RCFA, en dankie dat julle deel is van die koekblik, en ek sien uit na die volgendes. Verseker, laat ons kyk hoe naby kan ons volgende kom aan die diere wat regtig saak maak. Absoluut. En natuurlik, ons sien uit na die Worlds. Ons gaan die Worlds toegooi, en ons vra die mense moet kom, dit gaan next level wees. Verseker. Ja. Net as 'n laaste ding voor ons klaar maak, julle beplan fights op die plaas in die toekoms, en ons gaan natuurlik die Worlds elke tweede jaar kry. Net so laastens op daai, wat is die beplanning met die... Jy weet, ons bring daai ou naam terug, Rumble in the Jungle. Dis reg, ja. Ons gaan 'n bietjie Rumble in the Jungle, maar dit is hoofsaaklik vir ontwikkeling. So ons gaan so 10 fights hê. Ons begin 10:00 in die oggend, en 2:00 wil ons klaar wees, sodat die ouens nog kan ver terugry en so aan, maar om geleenthede te skep vir ouens wat ons bou, en dan ook vir beginners, om hulle te bou en op te tel, en hulle die gevoel te gee van die natuur, om in die natuur te wees. Ons het alles hoë standaard kruit, jy weet die kruit is baie hoë standaard, ons noodhulp is hoë standaard, alles wat ons gaan, ons glo alles moet reg wees. So as die ouens hier kom, kan die ouers bietjie die natuur ondervind, hulle kan bietjie sien wat doen ons met die diere. Ons kan game drives doen as hulle wil. Ons kan kyk na natuurlik die kind se ontwikkeling, of die senior se ontwikkeling, of 'n top professionele ou, om sy werk vir hom te verbeter deur reg matching te doen, laat ons die gevegskuns verder kan uitbeeld, en dit kan help baie meer opportunities, want as ons kyk na Europa en daai plekke, jy weet, hulle kan elke naweek 'n geveg hê, en ons kan nie, want ons is maar in ons wil daai ding doen. Ons gaan regtig inbeweeg, laat ons die geleenthede te kan skep, laat die ouens die moontlikheid kan doen.
en laat Fantasties. hulle kan ontwikkel. Dis vir ons belangrik. Fantasties. Ja. RCFA Koekpluk, baie dankie. Dankie vir die tyd. Dankie. Dankie.